Alright, die diagram hieronder toon die oorerwing van Tay-Sachs, 'n seldsame siekte wat tot die vernietiging van neurone aanleiding gee. Dit word oorgeerf as 'n outomosale afwyking wat deur twee allele groot T en klein t beheer word. Daar is die stamboom 2.10.1 beskryf wat bedoel word met outomosale afwyking. Wel, die afwyking, dit wat verantwoordelik is vir die afwyking is allele of gene wat voorkom op die autosome, met ander woorde kromosome 1 tot 22. Hoeveel seuns het in individu 1 en 2? Wel, jy kan sien hier is individu 1 en 2, die rondes verteenwoordig die vrouens, die vierkant verteenwoordig die mans, so daar is 1 seun. Gebruik individue 3, 4 en 7, met ander woorde daai groepie en verduidelik hoe dit afgelei kan word dat Tay-Sachs siekte deur 'n resessiewe alleel beheer word. Wel, jy kan sien beide ouers het nie Tay-Sachs nie, maar die kind, die seun het wel Tay-Sachs. Die enigste manier hoe hy Tay-Sachs kan hê is as hy homosegoties resessief is. Die enigste manier hoe hy homosegoties resessief is as hy 'n resessiewe alleel van beide van sy ouers afgeërf het, wat beteken beide daai ouers is natuurlik heterosegoties. So daar's twee opsies, roetes wat jy kan gaan om te verduidelik, kyk maar net daarna. Dan individu 1 en 2 kan kinders met 3 moontlike genotipes voortbring. Nou, omdat hier so ook 'n Tay-Sachs individu is, beteken dat daai twee ouers ook heterosegoties moes gewees het. En as jy dan groot T, klein t met mekaar gaan kruis, gaan jy sien in die genotipe, gaan jy 'n verhouding kry van 1 tot 2 tot 1. Met ander woorde 1 groot T, 2 groot T klein t's en 1 klein t. Wat beteken dis 25% groot T en 25% klein t. As hy noem Mendel se beginsel van onafhanklike sortering, wel dit het te doen met allele. So wanneer tydens gameetvorming dat allele van verskillende gene geskei word, dat daai allele geen impak het op ander allele van ander gene nie. So jy kan maar net lees daarso, maar dis ook maar iets wat jy uit jou kop uit moet gaan leer. Maar dit is die wet van onafhanklike sortering, of die beginsel van Gregor Mendel. 2.11. By 'n mens word hemofilie deur 'n resessiewe alleel op die X-kromosoom, die resessiewe alleel XH veroorsaak. 'n Vrou wat heterosegoties vir hemofilie is, trou met 'n man met hemofilie. So as die vrou heterosegoties is, beteken dit sy moet X groot H en X klein h wees. Met ander woorde, sy is 'n draer, maar sy het dit nie. Trou met 'n man met hemofilie. Met ander woorde, hy gaan 'n X klein h wees en 'n Y. Dan gebruik jy genetiese kruising om die persentasiekans te toon vir die paartjie om 'n dogter te hê wat homosegoties is. So daar's is jou kruising. Ek het vir julle nou gesê wat die genotipes is van die ouers. So onthou maar net om die fenotipes in te sit. Meiose skei jou gamete, plaas jou gamete van die beide ouers in 'n poenediagram. So onthou bevrugting en meiose tellepunt, P1, F1 tellepunt, en dan natuurlik as jy hierdie goeters korrek aandui. Maar as jy dit nou gaan uitwerk, sal jy sien jy het 'n X groot H, X klein h, X klein h, X klein h, X groot H en 'n Y en 'n X klein h en 'n Y. En die vraag was gewees, wat is die persentasiekans om 'n dogter te hê wat homosegoties is vir normale bloedstolling? En jy kan sien daar's nêrens 'n X groot H en 'n X groot H nie, so die kans is 0%. In watermeloene is daar twee allele vir smaak, bittervrugte en soetvrugte. Die alleel vir bittervrugte, hoofletter B, is oorheersend, soet is kleinletter B. Ook twee allele vir skilvorms, die met geel kolle en dan die wat geen kolle het nie. Die alleel vir geel kolle is groot N en geen kolle is klein n. Nou sê hulle vir jou plant A wat heterosegoties vir bittervrugte en vir geel kolle is. Met ander woorde, dit gaan groot B klein b en groot N klein n wees. Is met plant B wat soetvrugte en geen kolle het nie. Met ander woorde, plant B is dan klein b en klein n. Gee die term vir die genetiese kruising wat twee eienskappe behels. Ons weer is die hybride kruising. Die genotipe van plant B het ek klaar vir jou nou net gesê, dis klein b, klein n. Die dominante fenotipe vir smaak in waterlemoene, wil hulle sê vir jou bitter is oorheersend, so dis bitter. En dan alle moontlike genotipes van die gemeente vir plant A. Nou ek het vir jou gesê dis groot B, groot N. So doen maar net die oorkruisingstegniek. So is groot B, groot N, groot B, klein B, groot N en klein B, klein N. So daar sê het jy dit. Lys twee maniere waarop fenotipe van waterlemoene met genotipe BB, klein b, groot N, klein N, verskil van die fenotipe van waterlemoen. Wel skryf hy die genotipes net gou neer en dan weet jy klaar, die klein b beteken dat dit soet is en die groot N sê vir jou as geel kolle.
terwyl die fenotipe van BM, daai perd, is bitter. So die een is soet terwyl die ander een bitter is, en dan klein en het geen kolle nie terwyl die ander een wel kolle het. So daar sê jy dit. 2.13. Leerders het 'n ondersoek uitgevoer om vas te stel watter bloedgroep die algemeenste in hulle gemeenskap was. Hulle het inligting oor die bloedgroepe van 200 skenkers by elk van 3 bloedskenkklinieke in hulle gemeenskap versamel. Hulle het nie persone wat vir die eerste keer skenk by hulle ondersoek ingesluit nie. Die sirkelgrafiek hieronder toon die resultate van die ondersoek. Alright. Noem die doel van die ondersoek. Wel, die doel staan heel in die eerste sin, is om vas te stel watter bloedgroep die algemeenste in hulle gemeenskap voorkom. Dit staan daarso. Beantwoord die volgende vraag. Noem 3 beplanningsstappe om in gedagte te hou by die uitvoer van hierdie ondersoek. Nou onthou, beplanningsstappe en uitvoering is verskillend. Beplanning is wat jy vooraf gaan besluit wat jy alles moet doen. En natuurlik gaan die een wees toestemming vir die klinieke, toestemming vir die pasiënte of die mense wat geondersoek word. Jy moet gaan bepaal hoeveel mense jy gaan gebruik, watter toerusting jy gaan gebruik, hoe gaan jy jou data opteken, hoe gaan jy jou data basies voorstel om 'n gevolgtrekking te maak, allerhande sulke goedjies. Maar die 3 beplanningsstappe, daar sê hulle kry toestemming van die skool of die kliniek, besluit op die monstergrootte, besluit op die metode om die resultate aan te teken, besluit op die tyd, datum, so ja. Maar jy kan nog 'n hele ander paar, maar dit moet beplanning wees, dit wat jy vooraf doen. Noem 1 manier waarop die leerders die betroubaarheid van die resultate verseker het. Wel, betroubaarheid gaan oor die herhaling van 'n ding of dit gaan oor die monstergrootte. Maar die feit dat hulle 200 skenkers van 3 klinieke, met ander woorde hulle 600 mense gebruik, dit is 'n groot groep mense en dit sal definitief bydra tot die betroubaarheid. Alright. Gee 1 rede hoekom hulle nie persone wat vir die eerste keer bloed geskenk het insluit nie. Daar sê hulle eerste keer skenkers se bloedgroep is nog onbekend. Omdat jy bepaal het mos nou eers na jou eerste bloedskenk. Alright, so dit sal nie in die database wees nie. Dan bereken die getal deelnemers wat bloedgroep B gehad het, toon alle bewerkings. Bloedgroep B. Nou jy kan sien daar is B is 15%. Soos 15 gedeel deur 100 maal 600. Daar is dit 15 gedeel deur 100 maal 600, so 90 deelnemers. Noem slegs die bloedgroep wat slegs resessiewe allele in die genotipe het. Nou ja, ons weet bloedgroep O is klein i, so dit moet definitief dit wees. Kodominansie is bloedgroep AB, is 'n voorbeeld van kodominansie, en dan gee al die moontlike genotipes van die bloedgroep wat deur 25% van die skenkers verteenwoordig word. Wel daar kan jy sien is 25% soos bloedgroep A. Nou om bloedgroep A te wees, die moontlike alleelkombinasies wat kan lei tot bloedgroep A of genotipes is I groot IA en klein I en I groot A en I groot A. Alright. Maar jy sal sien wat ek bedoel daar. Daar's is hulle. So I groot A en I groot A klein I. So daar's is jou genotipes wat natuurlik kan bydra tot bloedgroep A. Piebaldisme is 'n genetiese toestand wat gekenmerk word deur 'n persoon met 'n wit streep in hulle hare. Piebaldisme word beheer deur 'n enkele dominante alleel, hoofletter H. Die diagram hier ondertoon 'n persoon met piebaldisme, 'n man met 'n wit streep in sy hare. Dit wil sê hy het dit. Alright. Wit streep, en 'n vrou met 'n wit streep in haar hare het 2 kinders. Die eerste kind is sonder 'n wit streep en die ander een is met 'n wit streep. Nou die enigste manier hoe beide die ouers die wit streep kan hê, is as hulle heterozigoties is. Met ander woorde groot H klein h en groot H klein h. Dan kan hulle kinders hê wat wit strepe en nie wit strepe het nie. Gebruik 'n genetiese kruising, wel ek het nou vir julle die P1 genotipes gesê, so daar het julle dit. Groot H klein h en groot H klein h, en dan hardloop julle net deur die ding. Nou hierso is die oorkruisingstegniek wat jy ook kan doen indien jy nie die Punnett diagram gebruik nie. Maar soos ek sê, ek verkies die Punnett diagram manier, alhoewel hierdie een miskien 'n bietjie vinniger is, maar ek dink hierdie een is 'n bietjie veiliger ook, want daar sien jy definitief ook wat jou verskillende kombinasies genotipes van die F1 generasie gaan wees. Pseudocele is 'n oorerflike afwyking wat lei tot die verswakking van bloedvate in die brein. Dit word deur 'n dominante alleel, hoofletter D, veroorsaak. Die stamboomdiagram toon die oorerwing van pseudocele in 'n familie. Nou jy kan klaar sien, Tom en Lee het beide pseudocele, met ander woorde, dan moet 'n hoofletter D in hulle genotipes wees. Alright.
Maar omdat hierdie twee kinders is, Abby en Bob, wat dit nie toon nie. Die enigste manier hoe hulle gaan dit nie toon nie, terwyl Sam het wel toon, is beide daai ouers heterozigoties is. Nou, noem wat 'n dominante alleel is. Nou, 'n dominante alleel is 'n alleel wat in 'n alleelpaar, in 'n genotipe, as dit in 'n genotipe voorkom, gaan dit uitgedruk word in die nageslag se fenotipe. Gee bewys uit die stamboomdiagram dat pseudosil deur 'n dominante alleel veroorsaak word. Wel, jy kan net kyk na hierdie groepie, beide Tom en Lee, hierdie dominante alleel, want hulle sit met pseudosil. Maar hulle het actually twee kinders, Abby en Bob, wat dit nie het nie. En dit is dan jou bewys daarvoor. Kyk, 215.2a, is Sam homozigoties of heterozigoties vir die pseudosil alleel? Wel, Sam, sou ek vir jou nou sê, is heterozigoties. Nou vra hulle vir jou hoekom. Want jy kan sien, Sam is met Ash getroud, maar al hulle kinders het nie een pseudosil nie. Alright, so die enigste manier, sê nou maar hy was homozigoties, met ander woorde groot D, dan beteken dit al hierdie kinders sou een groot D van die pa af geërf het, en dan sou hulle almal pseudosil gehad het. Maar die blote feit dat hulle nie een het nie, beteken Sam is heterozigoties. Sam en Ash beplan nog 'n baba te hê. Sam en Ash gebruik 'n genetiese kruising met persentasie kans dat die nuwe baba 'n persoon met pseudosil sal ontwikkel bepaal. Nou right, ons het mos nog gesê, die enigste manier hoe Ash dit nie het nie, is as hy klein D het, en Sam het ons nou net gesê is heterozigoties, so daar's jou P1 genotipes. Alright. Dan hardloop jy net deur dieselfde proses, en nadat jy natuurlik jou Punnett-diagram gebruik het, daar is jou genotipes, jy sal sien as groot D, klein D, groot D, klein D, en klein D, klein D, en klein D, klein D. Dis wat jy het. Maar hulle wil weet, dit gebruik genetisch om die persentasiekans dat 'n nuwe baba persoon met pseudosil sal ontwikkel. Wel, daar sal pseudosil wees en daar sal pseudosil wees. So onder 'n 2 tot 2 is, vereenvoudig tot 1 tot 1, met ander woorde is 'n 50% kans. 2.16, by konyne is donsige sterte, F, hoofletter F, dominant oor nie donsige sterte, kleinlettertjie F, breinpelse, hoofletter B, is dominant oor witpelse, kleinletter B. Beide konyne is heterozigoties vir beide eienskappe, met ander woorde groot F, groot B, klein B, en die ander ouer groot F, groot B, klein B. En dis hoekom daai gamete so gelys word. Die Punnett-diagram hieronder toon die moontlike gamete wat deur elke ouer geproduseer word. 2.16.1a noem die tipe kruising wat die boor weer eens is 'n dihybride kruising. Geen rede vir jou antwoord, want dis 'n kruising waarby twee eienskappe betrokke is. 2.16.2 hoeveel van die nageslag nakommelinge het nie donsige sterte en wit pelse, met ander woorde klein F, klein B. As jy daai daar gaan invul, kan jy klaar sien as 'n groot F, so X gaan definitief nie daar wees nie. Y gaan jy sien is klaar groot B, so dit kan ook nie Y wees nie. So as jy kyk na hierdie resultate, dis net daai per daar aan die onderkant. Met ander woorde 1 of, soos ek sou sê, dis eintlik 1 gedeel deur 16. Gee die genotipe van die ouer konyne wat gekruis is. Nou, ek het dit nou klaar vir jou gesê. Dis groot F, groot B, klein B, en dan die ander ouers presies dieselfde. Daar's hy. Identifiseer die fenotipe van nageslag of die nakommelinge X, die fenotipe, hoor. Soos jy X gaan insit, gaan dit groot F wees en groot B, klein B wees. Maar met ander woorde, beide dominante eienskappe gaan uitgedruk word in die nakommelinge, so dit gaan donsig wees en dit gaan bruin wees. Donsig bruin konyne. Die genotipe van nageslag nakommeling Y, wel hier match jy net op, so dit gaan klein F wees en groot B, klein B. Gee die persentasie van die nageslag wat donsige sterte sal hê. Alright, so nou gaan kyk jy hierso na hierdie 16 wat jy hierso het. Nou jy het nou klaar, ons weet nou wat daai 2 is. Nou vir dit om donsige sterte te hê, moet jy die donsige sterte met 'n groot F in dit hê in die alleel kombinasie. So daar's 'n donsige stert, daar's donsige stert, daar's donsige stert, daar's donsige stert, donsige stert, donsige stert, donsige stert. Hierdie gaan ook 'n donsige stert wees want daar's 'n hoofletter F daar. Daar's 'n hoofletter F, nie donsig, donsig. Hierdie een het ons klaar gesê is klein F dit, so hy gaan nie donsig wees en nie donsig wees. So dis eintlik net 4 van hulle. Met ander woorde 12 uit die 16 gaan donsige sterte hê. Daar's hy. 12 gedeeld deur 16, 3/4 op 75%.